Ek wil net eers toets op die microfoon werk. Is hy reg? Goeiemôre van my kant af. Baie dankie ook vir die verwelkoming. Dis my regtige voorreg om vandag weer hier by u te kan wees. En ek wil die vertroue uitspreek dat ons saam wees in die teenwoordigheid van die Here. In die eerste plek sal strek tot die eer van die Here, maar dat dit ook vir onsself tot ons eie geestelike opbou sal wees. Kom ons begin deur sittende saam te sing lied 159, lied 159, die eerste 2 versies. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buig in stilte hom ter eer. Kom ons sing verse 1 en 2, sittende, en dan bedoel ons dit wat ons sing. Verheerlik die Here ons God, buig in aanbidding voor die voetbank van sy voete. Heilig is hy. Amen. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede. En dit kom van God die Vader en van sy Seun Jesus Christus die Here. En dit word 'n werklikheid in ons lewe deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Liewe gemeente, ons is vanoggend hier as individue. Elkeen van ons het 'n eie storie, 'n eie verlede, 'n eie herkoms. Ons het ons eie omstandighede, ons het ons eie persoonlikhede. En tog is ons hier by mekaar. En nou is ons kon vra, maar wat is dit wat ons aan mekaar bind? En 'n kort antwoord sou wees, die feit dat ons in God drie-enig glo. Ons geloof bind ons aan mekaar. En om nou daarom uitdrukking te gee, kom ons staan en dan bely ons geloof. En direk daarna bly ons staan en dan loof ons die Here met die sing van lied 190, al 3 die versies, en dan kan jy weer gaan sing. So kom ons staan vir die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Die gemeente gaan vanoggend so 'n bietjie afwyk van die normale volgorde in die erediens, deurdat ek gaan geleentheid gee dat ons nou ons dankofferbydraes vir die Here gee en dat ons dit nie later doen nie. Ek wil graag aan die einde van die preek wil ek nie dit onderbreek deur die opneem van die kollekte nie. So kom ons gebruik nou die geleentheid en dan gee ons ons dankbaarheidsoffers vir die Here.
Here, ons het eintlik soveel om voor dankbaar te wees. Dit wat U vir ons elke dag mee seën, lewe, gesondheid, maar bo alles, die feit dat U vir ons kom red het, in en deur U Seun, Jesus Christus. En daarom, dit wat ons vandag gegee het, is net maar 'n klein teken van ons dankbaarheid. Want eintlik weet ons dat ons hele lewe, onsself, elke dag aan U moet gee. Dankie, Here, vir U liefde. Dankie vir U genade. Amen. Ons sal vanoggend saam lees in die Here se woord, 'n baie bekende gedeelte, Handelinge 2. Handelinge 2. Ek gaan lees uit die 2020 vertaling, maar as jy die 1983 vertaling het, is dit ook goed. Dan kan jy maar gerus ook dit in die eie Bybel volg, en dan vergelyk jy ook die twee vertalings met mekaar. Handelinge 2, en ek gaan lees vanaf vers 14. Maar voordat ons lees, kom ons buig net eers ons hoofde in die gebed, en dan vra ons dat die Here ook hierdie gedeelte vandag vir ons sal kom oopbreek, dat ons sal hoor wat hy vir ons sê. Here, ons wil ook vandag vir U kom dankie sê dat ons hier kan wees. En dankie dat ons kan weet dat U hier teenwoordig is. En dat U deur die Gees en deur die woord met ons wil kom praat. Maar Here, ons weet dat daar baie keer soveel geraas in die wêreld is, dat ons U nie hoor nie. Partykeer is hierdie geraas die eie ek, wat in die pad kom staan. Partykeer is hierdie geraas, dit wat die wêreld vir ons bied, die versoekinge van die wêreld. Nou wil ons vra, Here, kom neem hierdie geraas weg. Dat ons vanoggend ingestem sal wees op U en U woord. Dat ons sal hoor wat U sê. En dat dit 'n verskil sal maak aan ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees hier in Handelinge 2 vers 14. Daarop staan Petrus op, verhef sy stem en spreek hulle toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet. Luister goed na my woord. Toe begin hy met 'n toespraak, toe begin hy met 'n preek. En nou gaan ons hoor, wat sê hy daarvan vers 36 af. Laat die hele huis van Israel dan verseker weet dat God hom, Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Petrus antwoord hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word. En julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Want die belofte is bedoel vir julle en ook vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, almal wat die Here ons God na hom toe roep. Met nog baie ander woorde het hy getuig en hulle aangespoor. Laat julle uit hierdie korrupte geslag red
diegene wat sy boodskap aangeneem het, is gedoop. En op daardie dag is ongeveer 3000 mense toegevoeg. Ons lees tot sover. Ons gaan nou vanoggend kyk na hierdie gedeelte met as agtergrond eintlik sy hele preek, maar dan die vertrekpunt vers 14 waar ons lees, Petrus wat opgestaan het, sy stem verhef het en gepraat het. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, luister goed na my woorde. In vers 41 hulle reaksie. Diegene wat sy boodskap aangeneem het, is gedoop. En op daardie dag is ongeveer 3000 mense toegevoeg. Geliefdes, daar word vertel van 'n gemeente wat ook weer 'n beroepsproses is, soos wat julle as gemeente nou is. Hulle het 'n nuwe dominee beroep, die dominee die beroep aanvaar, en toe kom die dominee. En toe die Vrydag aand is die dominee in sy nuwe gemeente bevestig, en na die bevestiging was daar 'n gesellige ontvangs, waar al die verwelkomings gedoen is, en al die dankiestes is gedoen, en toe die Sondag, toe is dit die hoogtepunt. Die dominee lewe sy intreepreek. En die mense hang behoorlik aan sy lippe. Almal die hele tyd wil luister, voel, dit is 'n fantastiese preek. En op die ouend lei dit toe daartoe, dat na die diens, toe die kerkraad en die konsistorie afsluit, toe staan die leierouderling op, en hy sê vir die nuwe dominee, baie, baie dank. Dis 'n wonderlike boodskap, wat jy vandag vir ons gebring het. En toe daardie week, toe kon die lidmate net eenvoudig nie uitgepraat raak, oor die fantastiese preek van hierdie nuwe dominee. Hulle vertel vir mekaar, is ons nie gelukkig om so iemand te ontmoet, en daai preek. En toe kom die volgende Sondag. En omdat dit nou die eerste Sondag so goed gegaan het, het die mense toe met 'n groot verwagting die tweede Sondag opgedaag. En wat gebeur? Die nuwe dominee preek presies dieselfde preek. En toe praat almal weer. Hulle sê toe vir mekaar, dis al 'n fantastiese preek gewees, maar wat het fout gegaan? Kan dit wees dat die dominee met die intrek en met al die opwinding van verlede naweek en die bevestiging van sy familie wat hier was en die nuwe pastorie wat hy moes intrek en al sy goedjies wat hy moes uitpak, dat hy nie agtergekom het dat hy nou dieselfde preek 2 Sondae na mekaar preek. Ergens moes iets fout gegaan. So kom dit toe die derde Sondag. En weer 'n keer preek die dominee presies dieselfde preek. En toe die kerkraad toe uitstaan, is daar vir al 'n paar ouderlinge wat vir die leierouderlinge sê, jy sal maar vandag ietsie moet sê. En toe hulle daar nie konsistorie kom, toe begin die leierouderling heel takvol, sê toe vir die dominee, baie, baie dankie, vir die baie besondere preek. Maar dominee, is nou al die derde Sondag, wat jy dieselfde preek oorpreek. Wat is fout? Sê die dominee, nee, niks is fout nie. Ek weet dis die derde keer. Maar ek sal aanhou, totdat julle doen, wat ek sê. Nou liewe gemeente, of dit regtig gebeur het, weet ek nie. En as dit gebeur het, weet ek nie waar dit gebeur het en wanneer dit gebeur het. Maar ek dink in hierdie verhaaltjie
is daar eintlik 'n kosbare les. 'n Kosbare les vir ons almal. En ek sluit myself in. Want hierdie verhaaltjie bring vir ons by die vraag: hoe reageer ons wanneer die woord van die Here aan ons bedien word? Hoe reageer ons op die prediking van die woord? Hoe reageer ons as God deur sy woord met ons praat? Kom ons dink 'n bietjie. Behalwe dat ons soms na 'n erediens vir mekaar iets dalk sal sê oor dit was 'n goeie preek of dalk nie so 'n goeie preek. Wat het die preek binnekant aan ons gemaak? Wat het die preek gemaak in terme daarvan oor hoe ons oor God dink en na God kyk? Oor hoe ons oor onsself dink en na onsself kyk? Het dit iets gemaak? Nou, ons hoor baie keer dat mense byvoorbeeld sal sê dat die Here praat met ons deur die woord. Hy sê vir ons in die woord wie hy is en wat hy wil hê ons moet doen en nie moet doen nie. Maar hoor ons dit? Luister ons na wat die Here sê. Voeg ons op die ou en daad by die woord. Met die vraag, kom ons kyk 'n bietjie vanoggend. Wat het gebeur toe Petrus op Pinksterdag opgestaan en gepreek het? En om 'n mooi prentjie te kry, kom ons gaan kyk na die geheel. Ons gaan so amper 2 maande voor daai dag. Jesus ry op die rug van 'n donkie Jerusalem binne. Die mense staan langs die strate en hulle skree Hosanna vir die seun van Dawid. En hulle gooi van hulle klere, hulle gooi palmtakke voor hom uit. 'n Paar dae later word Jesus gevange geneem. Hy word onwettig verhoor. Hy word aan 'n kruis vasgespijker. Hy sterf. Hy word begrawe. 3 dae later staan hy op uit die dood. En na sy opstanding vertoon hy hom as die opgestane lewende Here aan sy disippels. Meer as 'n keer. Toe, na verloop van 40 dae, praat hy vir oulaas met sy disippels. Hy sê vir hulle, moenie weggaan vir Jerusalem nie. Bly hier. Bly hier en wag dat God sy belofte, die belofte waarvan ek vir julle vertel het dat hy sy gees aan julle sal gee. Wag hier in Jerusalem, dat God hierdie belofte sal waarmaak. Ja, wag hier. Wag vir die Heilige Gees wat sal kom. Want as hy sal kom, dan sal julle my getuies wees. Hier in Jerusalem, en in Judea en Galilea, en uiteindelik tot by die uithoeke van die wêreld. Toe nadat Jesus so met hulle gepraat het, is hy voor hulle oë opgeneem in die hemel. En toe, 10 dae later, op die dag van die Pinksterfees, is die disippels op 'n plek by mekaar.
En toe gebeur daar skielik 'n paar dinge, totaal en al onverwags. Skielik hoor hulle 'n geluid soos van 'n kragtige stormwind. Skielik sien hulle tonge asof van vuur, wat verskyn en verdeel en op elkeen van hulle neerdal. En skielik word hulle vervul met die Heilige Gees en begin hulle in allerlei tale praat. En in die tussentyd is daar vir die Pinksterfees talle mense bymekaar in Jerusalem. En hierdie mense hoor ook hierdie geluid en hulle begin saam drom en hulle sien op die ou en hierdie klompie disippels, hierdie Galileese manne, en hulle hoor hoe hierdie Galileese manne in hulle tale praat. En sommige van hulle vra, wat beteken dit alles? Ander maak dit af en sê, ag nee, hulle is vol soetwyn. Dis 'n dronkspoel. Dis toe dat Petrus opstaan. En Petrus begin hulle toespreek. Petrus begin met 'n preek. En as mens nou na sy hele preek gaan kyk, dan sien ons, hy draai nie doekies om nie. Hy praat dringend. Hy praat reguit. Hy praat met hierdie mense en hy vertel vir hulle die waarheid oor Jesus Christus. Dat God vir Jesus juis kom bekend maak het. Deur dit wat Jesus gedoen het, die kragtige dade, die wonders wat hy gedoen het, die tekens wat hy gedoen het. Nou sê hy vir die Jode, ja, hierdie Jesus wat God gestuur het, julle het hom deur die heidene aan 'n kruis laat spyker. Julle het hom laat doodmaak. Dan sê hy op die ou end in vers 36, dat die hele huis van Israel dan verseker weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. En die mense hoor dit. Die mense wat dit hoor, is onder andere van die mense wat ook maar saam gespot het, toe daar 'n koningskleed spottenderwys oor Jesus gehang is, toe daar 'n riet in Jesus se hand gesit is, toe daar 'n doringkroon op sy kop gesit het. Ja, wat ook op Jesus gespoeg het. Wat hom ook met 'n riet oor die kop geslaan het. Wat hom ook onder aandring van die geestelike leiers van daardie tyd in Jerusalem aan mekaar veroordeel het en geskree, kruisig hom, kruisig hom. Die mense hoor wat Petrus sê. Hulle hoor sy preek. En hulle word getref deur die waarheid aangaande Jesus. Hulle begin nou besef hoe dwaas en boos hulle is. Hoe verkeerd hulle optrede was. Hulle begin besef dat dit wat hulle nou sien en hoor, hierdie disippels wat so in vreemde tale praat, is eintlik die vervulling van God se eeueoue beloftes, hy wat sy gees gegee het. Nou vra hulle vir die disippels, wat moet ons doen, broers? Hulle reageer. En dan antwoord Petrus met 'n paar dinge. Die eerste wat hy vir die mense sê is, bekeer jou. Bekeer jou. En om jou te bekeer beteken, kom tot inkeer. Hy sê dit vir die mense, julle moet besef wie julle is. Julle moet besef dat julle sondaars is. Julle moet besef waarmee julle besig is en waarop dit op die ou end
gaan uitloop. Kom tot inkeer. Maar dan ook, maak 'n omkeer. Hy sê dis vir die mense, draai weg van julle ou lewe. Breek met julle ou sondige denke, julle ou sondige ingesteldheid, julle ou sondige houding, julle ou sondige manier van lewe, julle ou sondige gewoontes, breek daarmee. Hy sê vir hierdie mense, aanvaar dit wat God vir julle in en deur Jesus Christus gedoen het. Glo in die Here Jesus. Glo in dit wat hy gedoen het, dat dit tot julle redding was. En as jy dit glo, begin dan lewe soos wat God van julle vra. Ja, waar julle vroeër vir Christus teëgestaan het, hom verwerp het, hom bespot het, erken hom nou, aanvaar hom nou as die Here en die Christus. En erken dat dit wat hy geleer het, God se wil vir julle lewe is, en gaan leef daarvolgens. Bekeer julle. Kom tot inkeer. Maak 'n omkeer. En eintlik as 'n mens oor bekering praat, dan besef jy, daar is 2 soorte bekering, waarvan die een eintlik op die ander een volg. Daar is 'n eerste bekering. Daardie eerste bewuswording van wie hy is. Dat jy 'n sondaar is. 'n bewuswording van jou sonde en jou verlorenheid. En daardie bewuswording dat ek vir die Here Jesus in die geloof moet aanvaar as die Christus, die beloofde Messias, die gesalfde, as die Here van my lewe, as my verlosser en my saligmaker. Ja, vir sommige mense is so 'n eerste bekering 'n ingrypende, 'n radikale, 'n soms baie emosionele ervaring. Iets wat as dit ware in 'n oomblik gebeur. Vir ander weer is dit 'n meer rustige, selfs miskien 'n stelselmatige bewuswording van ek is 'n sondaar, wat sonde doen, wat verlore is, en ek het vir Jesus nodig, maar ek glo in Jesus, en ek gee myself oor aan hom, en ek wy myself toe aan God. Jy sien, God werk met elke mens op 'n unieke wyse. By party mense is dit as het ware, soos met 'n Paulus, 'n Damaskus bekering, in die oomblik. Ander mense, 'n Timoteus bekering, iets wat oor jare dalk plaasvind. En dan, as hierdie eerste bekering gekom het, en jy besef, maar ek is 'n kind van die Here, want ek het vir Jesus aangeneem, as my verlosser en saligmaker. Daarom het God volgens Johannes 1 vers 12 vir my die reg gegee, om kind van hom genoem te word. Dan kom die tweede soort bekering. En dit is 'n voortgaande bekering. 'n daaglikse bekering. Om dan vir jouself eintlik te sê, ja, ek weet ek is 'n kind van die Here. Maar nou wil ek voortgaan, en ek wil my daagliks al hoe meer bekeer. Ek wil al hoe meer elke dag omdraai, weg van my ou verlede, en my toekeer op die Here.
Ek wil al hoe meer sy wil doen, al hoe meer gehoorsaam wees, al hoe meer toegewy wees, al hoe meer heilig wees. So die eerste bekering, wat uiteindelik lei tot 'n lewe van heilig maak. Petrus sê vir hulle, sê wat julle gedoen het, bekeer julle. Toe sê vir hulle tweede, vers 38, laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Ja, bekeer julle, en laat julle doop. Ontvang dus die teken en die seël van die vergifnis van sonde, wat julle in Christus het. En ontvang die gawe van die Heilige Gees en al God se beloftes, wat hy deur die Gees aan julle wil kom waarmaak. Dan sê hy vir hulle derde, vers 40, laat julle uit hierdie korrupte geslag red. Positief. Word nou deel van 'n nuwe geslag. Word nou deel van 'n nuwe geloofsgemeenskap. Van 'n nuwe geslag, 'n nuwe gemeenskap wat leef uit dit wat God in Christus vir ons, vir julle kom doen het. Wat leef vanuit dit wat God in sy woord aan ons kom beloof het. Wat leef vanuit die wete dat jy deur God geroep is en deur hom gered is in en deur sy seun Jesus Christus. En hoe die mense op hierdie preek gereageer. Het hulle vir mekaar gesê, "Sjoe, dit is al harde woorde." Of het hulle dalk na mekaar toe gedraai en gesê, "Dis nou 'n mooi preek." Ons lees in vers 41. Diegene wat sy boodskap aangeneem is gedoop. En op daardie dag is ongeveer 3000 mense toegevoeg. 3000 mense wat geluister het en gereageer het. Wat gedoen het, dit waartoe Petrus hulle in sy preek opgeroep het. Ons glo. Ons laat ons doop. Ons word deel van hierdie nuwe geslag. Was dit maar net 'n eendag bekering? Nee. Vers 42 sê, hulle het bly volhard in die leer van die apostels en die verbondenheid met mekaar. Bly volhard. Vers 46. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek. Vers 47. Hulle het God bly prys. Wat was op die ou end die gevolg? Die gevolg van hulle bekering. Hulle eerste bekering, maar ook hulle voortgesette bekering. Hulle heilig maak. Vers 47 se tweede deel sê, die Here het daagliks verlostes
by hulle getal gevoeg. Jy sien, waar mense regtig luister, en waar mense voortgaan om te luister, daar gee die Here sy seën. En daar groei nie net die gelowiges nie, daar groei sy kerk. Dis wat op die eerste Pinksterdag gebeur. Dit bring ons vanoggend by die vraag: hoe reageer ons op die woord van die Here? Op die bediening van die woord van die Here aan ons? Hoe reageer ons op die prediking? Dis iets waarop elkeen van ons persoonlik sal bepaal. Amen. Here, ons wat vandag hier is waarskynlik almal, of ten minste die meeste van ons, eintlik baie bevoorreg, deurdat ons letterlik van kindsbeen af, van U, die Vader, die Seun, die Heilige Gees gehoor het, die evangelie gehoor het. Ja, toe ons klein kindertjies was by ons ouers, en hulle miskien in die aande, het sy aan die eettafel of later toe ons in die bed gesit het, vir ons Bybelstories vertel het. Vertel het van Adam en Eva, en van Abraham, en van Jakob, en van Josef se kleed, en van 'n Dawid, en 'n Goliat, en uiteindelik van Jesus. Jesus wat in 'n stal gebore is. En Here, baie van ons kan getuig dat ons kindertyd in die kinderkrans was, later in die CSV, JKA, SKA. Ons het sondagskool, ons het katekese toe gegaan. Ja, baie van ons kan getuig dat ons van kleintyd af saam met ons ouers kerk toe gegaan het. En dat ons waarskynlik op hierdie stadium van ons lewens, veral as ons al so 'n bietjie ouer is, letterlik duisende eredienste bygewoon het. Preke gehoor het. Ja, Here, dit is so dat ons nie die besonderhede van elke enkele preek kan onthou nie. Net soos wat ons ook nie kan onthou wat ons elke dag van ons lewe geëet het nie. En tog het dit wat ons geëet het, vir ons 'n dieetgebied, 'n gesonde dieet, en ons kon groei en groot word. En so weet ons dat die woord wat aan ons bedien is, ons geestelik gevoed. Maar die vraag is wat ons vanoggend onsself wil vra, is hoe ons reageer. En Here, help ons. Help ons om diep binne in onsself te kyk. Eerlik met onsself te wees. Om seker te maak dat wanneer die saad van U woord ook in ons harte gesaai word, dit in vrugbare grond sal val. Nie net vandag nie, maar ook volgende Sondag en die Sondag daarna en elke Sondag tot by die einde van ons lewe. Dat die saad van U woord die vrugbare grond sal bekien en sal groei en sal vrug dra. Dat ons op die ou en anders sal dink, en anders sal praat, en anders sal doen, as die wêreld.
Dankie, Here, vir die voorreg om nog vrylik eredienste te mag bywoon. Dankie, Here, dat U woord nou nog in ons land en wêreldwyd gepreek word. Seën, Here, asseblief die verkondiging van U woord. Dat mense tot bekering kom. Dat mense as bekeerdes leef. En laat U kerk groei. Alles tot die eer van U naam. Amen. Geliefdes, ons gaan afsluit met lied 562. En ek wil graag voordat ons hierdie lied staande gaan sing, wil ek nog so 'n paar oomblikke net gee. Ek het vanoggend doelbewus, anders as ander kere wat ek hier was, nie byvoorbeeld die wet gelees of 'n gedeelte soortgelyk aan die wet nie. Omdat ek gedink het dit miskien goed is dat ons hier na die preek net so 'n paar oomblikke stil word. En dat ons maar net dink oor wat het ons vandag gehoor. En dat ons onsself net weer 'n slag afvra. As ons nou hier in die begin van die diens gesê het, ons glo in God die Vader, ons glo in die Seun, Jesus Christus, ons glo in die Heilige Gees. Dat ons net vandag vir onsself sal ondersoek en sê, maar leef ek regtig soos 'n gelowige? Is ek anders as dalk ongelowige mense in Willemborg? Of lyk ek maar net soos ek? Of praat ek dalk maar net soos ek? Doen ek maar net soos ek? So kom ons gee eers so 'n minuut of 2, 3 kans. Dat ons onsself net elkeen weer ondersoek. Ons wat ons geloof bely het, leef ons regtig ons geloof. En as ons vandag besef, maar dit is maar baie so, of ons is maar baie vol gebrekenheid, kom ons gebruik 'n paar oomblikke van stilte, om in stil gebed, ons sonde, ons skuld, ons traagheid, ons lye, voor die Here te bely. So kom ons raak net eers stil voor die Here. Ons het nou geleentheid gekry om onsself te ondersoek en ons skuld voor die Here te bely. Kom ons sing nou staande, lied 562, verse 3 en 4, dan bly ons daarna staan vir die seën. Oh,
Ontvang nou die seën van die Here en gaan dan hierdie week in met die vrede wat die Here vir u in die hart gee. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u.